Ek dink as ons weer kan terugdraai na God toe, kan ons land verander. Wat my en my gesin betref, ons sal die Here dien. Maak nie saak hoe die omstandighede om ons lyk nie, maak nie saak hoe ek voel nie. As jy die Here se woord op jou hart gaan skryf, as jy die woord van die Here gaan lees en daarvolgens lewe, sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Simfonie gemeente, ek gaan dink bietjie die afgelope tyd oor wat sê 'n ou by 'n afsluitpreek of 'n afskeidspreek of 'n klaarmaakpreek. Ek weet nie regtig wat om dit te noem nie, nê? Wat sê 'n ou? Waar begin mens? Waaroor preek jy? En dit is moeilik, want 'n ou weet nie, nê? In hierdie afgelope tyd het ek en Janiek baie gesels oor 'n klomp goeters wat ons hier by Simfonie beleef het. En baie van julle sal dalk nie weet nie, maar ons het baie eerstes by Simfonie gehad. Ek en Janiek was 'n week getroud, toe begin ons hierso. So ons het in ons eerste woonstelletjie hier ingetrek. En toe 'n paar jaar later het ons eerste huis hier gekoop. En 'n paar jaar na dit het ons eerste dogtertjie ook gehad. Sy is hier iewers rond, nee. So ons het baie eerstes by Simfonie beleef. Nou kosbare herinneringe sal altyd in 'n ou se hart bly. Ek kyk na van ons jong mense en ek het my eerste tiener ouetjies hierso gehad wat tieners was, klaar gemaak het met skool en getrou het. Dis ongelooflik. En ek kyk vanaand na 'n klomp van julle wat ek mee 'n pad gestap het die afgelope tyd, en hoe julle gegroei het in God. Nou ek het bietjie gaan kyk en gewonder, wat gaan ek vanaand met julle as Simfonie gemeente deel? Want ek wil graag iets by julle los wat julle vir ewig sal onthou. En toe het ek bietjie gaan kyk na die woord, en interessant genoeg, ouens se laaste woorde in die Bybel is nogal treffend, het nogal impak gemaak. En ek wil so 'n paar gedeeltes met julle deel in die woord, en ek beloof ek gaan dit kort hou, want ek gaan moet, maar ek het so 'n paar gedeeltes van ouens se laaste woorde gaan uithaal, en ek wil dit as 'n gebed vanaand oor julle as Simfonie preek. En as iets van hierdie stukkies bietjie by jou vassit vanaand, skryf dit neer en gaan highlight dit in jou Bybel, en dalk beteken dit vir jou iets. Ek wil begin deur die heel eerste gedeelte, Maleagi 4 vers 4 tot 6. En dis die laaste woorde wat God vir die Israeliete gee voordat hy vir 400 jaar stil raak. En ek het al bietjie oor hierdie gedeelte gepraat, maar ek wil dit graag vanaand weer vir jou lees. Dit sê: onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal die vader en kinders met mekaar versoen, sodat ek nie hoef te kom en die hele land heeltemal te vernietig nie. 'n ander vertaling sê ook, ek sal weer die kinders se harte terugdraai na die vaders toe, en die vaders se harte terug na die kinders toe. Wat 'n ongelooflike mooi gedeelte in die woord. Die laaste woorde van God, voordat hy vir 400 jaar stil bly, is onthou die wetgewing wat ek vir julle gegee het. Volg dit. En dan, kinders en ouers, draai julle harte weer na mekaar. Raak weer lief vir mekaar. Maak inspraak in mekaar se lewe. Bou mekaar op.
Wat 'n ongelooflike woord is dit nie. Die tweede ou wat ek so 'n bietjie oor wil gesels is Paulus en sy laaste woorde aan die Korintiërs. Nou ek gaan so 'n bietjie agteruit gaan. Ek wou nou sê vooruit, maar dis agteruit. Ons gaan begin by 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14 waar hy met die Korintiërs praat voordat hy sy laaste woorde aan hulle gee. Hy sê wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig. Nou hierdie was 'n interessante woord. Ek het dit nog nooit van tevore eintlik raak gelees nie. Ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken. Sê wees manmoedig, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Nou daai woordjie manmoedig beteken dapper, fliks, onbevrees en vasberade om op te tree. Is nogal 'n cool woord, nê. Nee. Dit het my nogal laat dink aan die twee bedienings wat ek verskriklik lief gekry het hier by Simfonie. Is die een die jong mense, maar die tweede een is mans. Mans, ek dink as ons weer kan terugdraai na God toe, kan ons land verander. Kan ons gesinne verander. En ek het dit al baie gesê, maar hierdie woord manmoedig praat so van my, van 'n man wat dapper, fliks, onbevrees en vasberade optree. Mag ons manne wees wat manmoedig is. In Paulus se gedeelte groet hy dan, hy het 'n hele lysie van mense wat hy groet en bietjie uitsonder en goed. En dan eindig hy af in 1 Korintiërs 16 vers 23 en 24 met hierdie volgende woorde. Hy sê die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Vanaand is dit my gebed aan julle Simfonie. Mag die genade van God by julle wees. En weet dat ons liefde by julle sal bly. Julle sal altyd 'n spesiale plek in my en my gesin se lewe hê. 'n Ander ou wie se laaste woorde nogal bekende woorde is, maar ek dink nie almal van ons weet dis sy laaste woorde aan Israel nie. Is Joshua 24 vers 15 wat sy laaste woorde is, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En ek hoop dis julle gebed vanaand ook. Veral paas, mag dit ons woorde wees. Wat my en my gesin betref, ons sal die Here dien. Maak nie saak hoe die omstandighede om ons lyk nie, maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak waardeur ons gaan nie. Wat my en my gesin betref, ons sal die Here dien. En dan die laaste woorde van Dawid aan sy seun Salomo. 1 Konings 2 vers 1 tot 3 sê die volgende: Toe Dawid sy einde nader, het hy sy seun Salomo beveel: Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Nogal cool gedeelte, nê? Nee. Imagine jou pa roep jou, hoor hierso, is nou tyd dat jy soos 'n man optree. Ek dink vir baie van ons sal dit so 'n bietjie 'n bietjie ruk wees, maar Dawid bedoel dit goed. En dit sê ook vir my dat Dawid se mans was. Ouens wat die Here liefgehad het, ouens wat opgestaan het vir dit wat reg was. Ouens wat hulle na hulle gesinne omgesien het en gekyk het. Tree soos 'n man op. Dis vir my cool woorde. Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan die wet wat die Here jou God jou voorgeskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings, soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. So 'n mooi gedeelte, nê? Waar Dawid net die laaste woorde aan sy seun is hierdie woorde van wees 'n man, wees sterk en wees 'n man, en dan kyk na al die geskrifte van die Here. Eintlik wat hy hier gesê het is, Salomo, gaan lees jou Bybel. Spandeer tyd saam met God om die regte ding te kan doen. En dan vat jy al hierdie goed en dan sal jy voorspoedig wees
in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Simfonie, ek wil vanaand vir jou sê, as jy die Here se woord op jou hart gaan skryf, as jy die woord van die Here gaan lees en daarvolgens lewe, sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Die heel laaste gedeelte wat ek met julle as gemeente wil deel, is die laaste woorde van Jesus. En ek dink, so ongelooflik, ek het hierdie hele ding voorberei en eintlik so al vergeet van Pinkster met alles wat met ons aangaan en goeders. En toe ek so 'n bietjie deur my preeknotas werk die afgelope week, kom ek agter dat hierdie gedeelte eintlik so mooi by Pinkster inpas. En ek wil dit graag met julle deel, Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van hierdie wêreld. Jesus se laaste woorde kom met 'n belofte vir ons. Dat hy nie net weggaan vir ewig nie, maar dat hy sal terugkom eendag, maar terwyl hy weg is, dat hy vir ons die Heilige Gees sal stuur. Sin van die gemeente, ek bid oor hierdie gedeelte spesifiek en ek ervaar so in my gees dat hierdie Pinkster vir julle 'n kosbare tyd gaan wees. As jy nog nooit gedoop was met die Heilige Gees nie, kom kerk toe. Dat gelowiges hulle hande op jou kan lê en sodat hulle vir jou kan bid. Iets wat pastoor George vanoggend gesê het, wat vir my so kosbaar was, is die Heilige Gees is nie iemand wat ons moet smeek om af te kom en binne in ons te woon nie. Hy's 'n persoon wat by ons wil wees. Hy's 'n persoon wat in jou wil woon, wat jou wil verander, wat jou meer soos Jesus wil nalat lyk. Maar dit gaan van jou vat om vorentoe te kom en oor te gee, sodat hy 'n impak in jou lewe kan hê. Hierdie Pinkster sien ek vir Simfonie as 'n kosbare tyd. 'n Tyd waar jy nader aan die Here sal beweeg. 'n Tyd waar Jesus mense gaan doop met die Heilige Gees. 'n Tyd waar mense in tale gaan praat, waar daar genesing gaan plaasvind. En ek saam met julle opgewonde om te sien dit wat die Here gaan doen. Simfonie, my laaste woorde. Lees jou Bybel en bid elke dag. Ongelooflike woorde. Ek wens soveel van ons kan werklik dit meer doen. Want dis hoe jy nader aan hom kom. Dis hoe jou lewe verander. Laaste storie. Die afgelope tyd kan ek besef ek hoekom die Israeliete nie self by die Here wou hoor nie. Want dit is nogal 'n skerry ding, nê? Die Here het vir hulle die opsie op 'n stadium gegee om sy Heilige Gees oor hulle uit te stort, sodat hulle self by hom kon uitkom. Toe sê hulle, nee Here, ons sien nie hiervoor kans nie. Vat vir Moses. Praat deur hom, ons sal luister, ons sal hoor wat hy sê. Dit sal great wees, nê? Want as iemand na jou toe kom en hy het by die Here gehoor en hy het gaan stil raak en hy het die moeite gedoen om in God se teenwoordigheid in te beweeg en te gaan bid en by God se voete stil te staan, is dit maklik om net te luister dit wat hy sê, nê? Dit is 'n ander storie om daai ou te wees wat by God gaan stil raak en hoor dit wat hy vir jou sê. En daarmee sluit ek af. Kom ons sit so. Kom ons sluit ons so. Here Jesus, wat 'n voorreg. Gee U nie aan ons om die evangelie te verkondig nie. Here, op die ouen van die dag is U die middelpunt van ons lewens. En alles wat ons doen en alles wat ons effort insit, is veronderstel om eintlik ons lewens meer en meer
soos U sin te laat lyk. En Here, ek dink ons hou onsself baie keer besig met weird teologiese uitsprake en een of ander video van die wederkoms en 'n klomp goeters wat geen impak het met ons verhouding met God nie. En Here, vanaand is my gebed dat ons as kinders van God sal klaarmaak met daai goed en ons Bybel lees en bid. Here, laat ons sal ophou luister na ander mense se doene en latings en dit wat hulle glo en dit wat hulle maar self by U sal uitkom. Here, U het dit vir ons moontlik gemaak om by God die Vader te kan ingaan in sy teenwoordigheid. Om voor hom te kan kniel en te sê, Vader, praat met my. En tog, Here, tog doen ons dit nie. Tog spandeer ons nie tyd saam met U, Here. Tog as ons praat oor bid, dan sit 'n vinnige opskiet gebedjie en ek probeer dit net afhandel en so gou as moontlik oorkry. Here, ek bid vanaand dat simfonie nie so plek sal wees nie. Dat dit 'n plek sal wees waar mense tyd spandeer in die woord van die Here. Waar mense tyd spandeer by U voete, Here. Om self by U te hoor wat U vir ons wil doen. Here, waartoe ons moet gaan. Waar ons die koninkryk van U moet gaan uitbrei en gaan uitleef. Here, dit is so eenvoudig soos dit. U het vir ons 'n padkaart gegee vir hierdie lewe met die naam die Bybel. En U het dit moontlik gemaak om by die troon te kan ingaan. Here, mag ons dit nooit van selfspreekend vat nie. Maar mag ons dit gebruik om ons lewens en ons harte te verander. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor Franco jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord sodat jy voorbereid sal wees vir elke goeie werk.